probeer om trane te stort nie. Ons is hier om my lose lewe te vereer. Ek dink julle almal sal saamstem dat sy nogal so 'n besonderse vrou was. Nie net in persoon nie, maar ook in haar professionele lewe. Sy het verskeie toekennings gewen by Eskom, EFC. Sy was altyd trots op dit wat sy gedoen het. Sy was altyd trots op haar as persoon. Sy was altyd 'n dame. En haar hart en haar siel is die spreekwoordelike voorbeeld van hoe Christus mens is. Want haar hande het nooit verkeerd gestaan van iemand nie. Haar ore was altyd oop om te luister en sy was altyd reg met advies. Dit is vir my 'n besonderse voorreg om 'n kort diens te doen vir my naam. Die rede hoekom ek nie 'n pastoor of 'n dominee gevra het nie is die lewenslesse wat sy my geleer het en die nabyheid aan God wat ek leer ken het deur my ma en my pa draak vandag aan hulle op. Ek lees vandag uit, of ek gaan vir julle ietsie vertel uit Boodskap Romeine 8 vers 31 tot 39. Nou dis 'n gewone verdoemende stukkie leeswerk in die Bybel, want dit gaan oor toe Paulus onder geweldige druk was en die Christene vervolg is. Maar ons 'n spesifieke boodskap wat ek vandag met julle wil deel wat baie aansluit by my lewe. En die enkelvoudige boodskap wat ek met julle wil deel is: die Here sê, my liefde vir jou staan onwrikbaar vas. God weet dat ons uitgelewer voel aan die impak wat die onheil, die siektes, finansiële onsekerheid, dreigende oorloë wat ons vandag in die oë staar, rampe wat die wêreld tuister. Ons voel partykeer magteloos en uit beheer uit. Ons neem aanspreeklik die suurstof wat jy kan inasem. My ma moes elke dag veg vir 'n stukkie suurstof. Ons is bewus van ons nietigheid en ons verganklikheid wanneer ons iemand skielik aan die dood afstaan. Dit is waarom God ons wil oortuig. Hallo man, kom in. Dit is hoekom God ons wil oortuig dat sy liefde vir ons onwrikbaar vas staan. In vandag se tyd, met alles wat ons al teëgekom het, COVID, teenslae, emosionele probleme, is ons baie geneig om vrae te vra, Here, hoekom? Hoekom is mamma nou afsterwe? Maar in my hart jubel ek, want sy is verlos. Sy is verlos van haar swaar kry, sy is 'n nuwe mensie, sy hardloop bo in die hemel rond en ek is seker sy jaag my pa rond. Ja. Ek het die aand voordat sy oorlede is, het ek by haar gaan kuier en ek maak toe grapie, ek sê toe vir haar, maar weet, as maar vandaan doodgaan nie, dan wag al die kreërs vir haar daarbo. En sy was nie baie mal oor hulle nie, en sy het my so gekyk en sy het gesê, sê wie? dit was haar humorsin. God herinner ons aan Jesus se opstanding. Hy gee vir ons twee onwrikbare historiese perspektiewe waarin ons liefde kan vind. As Jesus in Getsemane worstel met die beker wat hy moes drink, worstel hy eintlik met die vraag of God entheid vir hom 'n vader sal wees. Of God regtig lief is vir hom. Of God die Vader hom uit die dood uit sal opwek. Of hy God daarvoor kan vertrou. God die Vader vir Jesus in 'n nuwe liggaam opgewek. En Jesus is na 40 dae teruggeneem na sy ereposisie in die hemel aan die regterhand van die Vader. Daarmee sê God vir ons, wat sal jy dan hiervan sê? Jy kan daar vertrou. As ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Jy kan dit sien in my liefde vir my seun, Jesus. Jesus moes sterf, dit is waar. Ek het my eie seun nie gespaar nie. Maar dit was nie al nie. Ek het hom ook opgewek uit die dood. Hy sit aan my regterhand vir altyd, om vir jou in te tree. Wat vir ons sê, God se liefde vir Jesus het die toets van die tyd deurstaan.
God het Jesus opgewek uit die dood. Hy het Jesus die ereposisie in die hemel gegee. Hy het Jesus bevorder tot 'n plek van voortdurende intrede vir ons. Hy sal op dieselfde wyse ook vir jou 'n Vader wees. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. Maak nie saak waardeur jy gaan nie, of wat jy teen vaskyk nie. Sy liefde vir jou staan onwrikbaar. So wat beteken dit vir ons? Dit beteken dat jy kan ontspan oor die toekoms. Jou planne kan miskien verander, maar jy kan God vertrou dat alles ten goeie sal meewerk. Die Here is in beheer van jou lewe. Niks kan daarom verander nie. Dit beteken dat jy aktief kan betrokke raak in gebed en in diens vir almal rondom jou. Die sin van die lewe lê, soos Jesus dit geïllustreer het, in die gee van jouself. Wie se lewe prys gee, sal dit terug ontvang. Dit beteken dat jy selfs die dood kan tegemoet tree met die wete. God se liefde vir jou staan onwrikbaar vas. En hy sal ook vir jou uit die dood uit opwek en jou saamvat in ewigheid. Kom ons net die eerste sluit. Onse God en magtige Vader, Jesus Koning, ons is vandag hartseer om afskeid te neem van 'n fantastiese mens. Ons moeksie, ons moeder, ons vriendin, ons suster. Sy was soveel meer as dit. Here, sy was 'n engel wat U op ons paai geplaas het. Dankie vir die voorreg wat ons het om vandag haar lewe te kan vereer. Dankie vir die voorreg om te weet, Here, dat U vir ons is en altyd vir ons intree. Dankie, Here, vir al U liefde en al U genade. Om Jesus Christus ontwil. Amen. Ek het briefies van my sussie afgekry. Hulle kan ongelukkig nou nie uit Amerika uitkom nie. So ek gaan nou net die briefies gaan lees. Dit is van my sussie. Liefste mami. Ekskuus, is 'n bietjie ouer. Vandag besef ek dat Jesus ons so lief het. Dat hy mamma vir ons gegee het om hom te verteenwoordig. Dankie Jesus vir die beste mamma. Mamma se onvoorwaardelike liefde vir mense, innerlike sterkte en goedheid sal my altyd inspireer en lei om voluit te lewe. Al was mamma se lyfie moeg en swak, was mamma die sterk een wat my gedra het die laaste paar maande. Ek mis ons geselsies elke dag. Mamma se goeie raad, mamma se lekker lag. Ek mis mamma. Ek dra die volgende gediggie op aan mamma. Mom, I'm sending a dove to heaven with a parcel on its wings. Be careful when you open it. It's full of beautiful things. Inside are a million kisses wrapped up in a million hugs. To say how much I miss you and to send you all my love. I'll hold you close within my heart and then you will remain to walk with me throughout my life until we meet again. Lieve mama van Liesel. Dan het Liesel se 2 kinders ook briefies vir ouma gestuur. Tissue. My tissues ergens nog gesit. Just check him up. Hierdie is van Janke. Liefste ouma. Daar is nie genoeg woorde om te beskryf wat ouma vir my beteken nie. Al is ouma nie meer hier nie, sal al die herinneringe wat ons saam gemaak het vir ewig in my hart voortkom. Dankie vir die wonderlike ouma wat mamma vir ons was. Ek kon nie vir beter gevra het nie. Dankie dat ouma altyd vir ure saam my slangetjies en leertjies op Snap gespeel het. Dankie dat ouma altyd vir ons sweetie laai, vol van ons gunsteling sweeties gepak het. Dankie dat ouma altyd kon gebel het
en net lekker gesels of gelag het en soms partykeer bietjie geskinder het. Maar dankie dat ek partykeer ook net by ouma kon afgepak het. Dankie dat ouma nooit geoordeel het nie, maar net met ouma se hart geluister het. Dankie vir al ouma se raad en vir alles wat ek by ouma geleer het. Dankie vir die goeie voorbeeld wat ouma vir ons was. Ek het altyd in soveel maniere na ouma opgekyk. Dankie dat ouma ons rots was en ons deur hierdie trek gehelp het. Dat ouma vir ons part sterk gestaan het. Dankie dat ouma vir my geleer het wat onvoorwaardelike liefde is en dat ouma altyd lief was vir my, maak nie saak wat nie. Ek is opreg dankbaar dat ouma deel van my lewe kon gewees het tot nou toe en dat ouma nog hier was vir my een laaste verjaarsdag. Ek weet ouma is nou saam Jesus in die hemel en dat ouma vry en sonder enige pyn is. Maar vir selfsugtige redes wens ek dat ouma nog hier was. Die wêreld voel so leeg sonder ouma en dit breek my hart om te dink dat ek nie weer ouma se stem gaan hoor of ouma 'n stywe drukkie kan gee nie. Dat ek ouma nie weer gaan kan bel om ouma se raad te vra of om net lekker saam ouma te lag nie. Dat ek nie vir ouma gaan kan sê wanneer ek uiteindelik my lisensie gekry het of hoe my eerste tenniswedstryd gegaan het of wanneer ek eendag die regte kerel gekry het. Ek sal enigiets gee om ouma net nog een laaste keer te sien. En vir ouma te sê ongelooflik lief op ouma is. Ouma sal vir ewig 'n baie spesiale plek in my hart hê. Love you, that's like chili tots. Janke. En dan die laaste enetjie is nou van Lian. Ag, is killing me. Ouma. Haar liefde oneindig en vol sorg. Haar glimlag kon die donkerste dae weer helder maak. Haar stories was die beste en vol lesse. Haar soene kon enige seer wegvat. Ek kon nie vir meer gevra het nie en sou niks anders wou hê nie. Die leemte wat agtergelaat word sal nooit weer gevul word nie. En lewe gaan nooit weer dieselfde wees sonder ouma nie. Ek gaan ouma vreeslik mis, liewe ouma Lian. CJ wil ook net ietsie voorlees en dan sal ek haar 2 vriendinne ook net oproep. Dus ek my dingetjies oor. Morning everyone, I'm speaking on behalf of me and my brother. Yeah, I'm just gonna conversate in English if that's alright. My grandmother is amongst a short list of what I like to call iron women who have been through not only a lot, but one of the strongest and strongest mentally. And I'm going to be straight on forward with you. I'm going to tell you a few stories, short stories, about what I experienced through my time with being with Oma. She's always been there for us, for many of us actually, through difficult times, through happy times, through any time specifically. And she's always there if you need a call or chat or text or just tell her a little bit something about yourself or how your day was. She's always supportive, always, how do you say it, nieuwsgierig about what goes on. I remember times when Opa Andre was still alive and they lived in the, I like to call it sanctuary, where the houses were laid. And we used to go over there, me and my brother. We slept over there a lot. It was basically our second home if you think about it. And she would always, when we were there, or any guests were there, or any friends, doesn't matter who it was, it could be a stranger for all you know, she put them first, before herself. She put her loved ones first. She always made sure that you were fed, you were nourished, you were not dying of thirst or whatever. She was always there for us. And I'm grateful to have spent a week or two with her. It wasn't easy. When we the hospital was for visiting her
seeing the circumstances that she was in. It wasn't pleasant at all. Especially knowing that I went through something similar the year before last year. So, just the pure, what I'm basically saying is I'm just glad she isn't in pain anymore. And I know that she loved us all dearly, and she is in a better place. She will be. She is. And one day, once our time comes, we will reunite with her, and we will live in eternity with our Lord and Savior. Thank you. Thank you, Sita. Tannie Susan, Jakob. Twee beste palle is die Susan Jacobs en Tannie Letty Visser. Die twee eystertans. Ek gaan net Tannie Susan se briefie ook voorlees. Ai my ou mater. Sommige mense kom maar vir 'n kort rukkie in jou lewe. Ander bly langer en laat hulle voetspore in ons harte agter. Daardie vriendin verander jou vir altyd. Amanda, jy was vir my so 'n vriendin. En ek dank die liewe Vader dat jy deel van my lewe kon wees. 1982. Die jaar wat ons vriendskap begin. Danksy ons twee dogters, Rensha en Michelle. Ja, Amanda, ons het mekaar letterlik raak gedrink. Jy kon jou oë nie glo die dag toe jy my langs die swembad sien met 'n glas wyn in my hand. Jy het gedog ek is dan so preetse juffrou. Ai my ou maat, ons het soveel pret en plesier saam gehad. Never a dull moment. Saam droog gemaak. Onthou jy daai dag toe ons mekaar se hare gehighlight het? My ma moes die volgende dag by die Noord-Transvaal hokkiespan opdaag om my sussie te gaan ondersteun en haar hare was so wit soos sneeu. Tannie Susan se hare het soos hyenas in uitgekom. En al die lekker kuiers, elke ou jaar wat ons saam crackers geniet het, lekker laf geraak het en gedans het die nuwe jaar in. Lekker goeie ou dae, saam memories gemaak. Maar nou ja, ons het hartseer dae ook saam beleef. Ek het my verlies en jy met joune. Ek kan 'n boek skryf oor ons vriendskap, hoe kosbaar ons vriendskap was, vol van omgee vir mekaar. Ek is dankbaar dat ons 24 Desember weer vir oula saam kon kuier. Min het ons geweet, dit sou die laaste keer wees. Rustig my vriendin, liefde Susan. Tannie Letty. Dit is maar verskoon. As gesegde wat sê, is maklik om 10 vriende te maak in een jaar. But to keep one friend for 10 years is big. 42. Ja. Hoe groet mens geweest? Na 42. My hart is baie seer. Maar dan koos ek ons vader. 42 was 'n wonderlik. Het saam gewerk. Gekuier. Gelag, gehuil. Jo, mense, ons het saam by die United gegaan. Ons het gelag. Ons het wat droog gemaak ook. En kom Amanda aan my kantoor in. Ons het nie nodig gehad om vir mekaar iets te sê nie. Net gekyk.
Dan klim sy na 'n kar, dan gee ek haar so 10 minute. Dan kom ek. Dan is mekaar by Safeway, die ou Safeway. Koop ons elkeen 'n sausage roll en 'n klein botteltjie wyn. Met 'n strooitjie asseblief. Dan ry ons Witbank Golfpad, toe sit ons onder die bome. Maar ons sak so af dat niemand ons ken. Dan ry ons terug, eers sy, en dan ek 10 minute later, dat die bestuurder nie sien ons was saam. Maar ons het gewerk. Ons het eendag gewerk. Ek sit in my kantoor en die volgende oomblik, ek sal dit nooit doen. Hier staan 2 dogtertjies met hulle tasse. Ek kan nie onthou of dit laerskool of Dit was hoërskool. Maar ons is altyd so verstom. Nou wat nou? Mamma het van ons vergeet. Maar die wangetjies is bloedrooi en die hare staan. Ja. Ons het saam ons kinders deur laerskool, hoërskool, universiteit, troues saam gewag om ons kleinkinders nie te kom. Ons het alles saam gedoen. Daar is soveel mooie herinneringe wat ek diep in my hart het. Nou, dit is by myself. My bel, my hart het skeer. Maar ek weet, is beest, is besonder. My res in die verkeerde. Ek het 'n kort briefie geskryf vir my ma. Nie eintlik geweet waar om te begin nie. My moeks, Amanda Kreer, was 'n ongelooflike, liefdevolle, sielvolle, wyse, omgee hartsmensie. Haar toewyding in die lewe, aan haar beroep, haar man, haar familie, haar vriende en haar kollegas, is getuienis van die besonder sy was. Niks was vir haar te veel nie. Sy was altyd reg met help. Sy was altyd 'n lady. Haar hare, haar klere, haar naels, haar grimering. Ek dink dis iets wat ek en my sussie vir ewig saam met ons vat, wat sy ons so groot gemaak het. Haar huis was altyd perfek. Soos Renshaw sê, jy sal daar aankom en sy is besig om my skoon te maak, maar sy is getof. Sy het my vriendinne op skool as haar eie dogters beskou. Ek kan onthou, ons het pyjama parties gehou in die TV-kamer, ons het die hele Kersfeesbed, ons was 15 meisies omtrent. Dan het my ma die volgende gaan werk en klim sy so boor ons. Maar sy maak eers seker ons het almal koffie en Marie biscuits voordat sy gaan. Sy het altyd geheime gedeel en altyd grappies gemaak. Moeks was my en Lily se beste vriendin ook. Maar net so was sy ook 'n beste vriendin vir haar sussie, Eugene. Tannie Eugene kan nie vandag hier wees nie, want sy het 'n trombose en sy kon nie vlieg nie. En ironies genoeg met hulle ma se afsterwe het hulle mekaar gevind en hulle het beste palle geword. Hulle het elke dag gesels, of dit nou gekerm is, of geklaas, of gelag, of geskinder. Maar hulle het mekaar gevind as sissies. Nou dat my sussie deur in Amerika is, het ek en sy mekaar gevind met my ma se afsterwe. Ek dink nie ek en sy het al ooit mekaar so baie gebel nie. My ma het altyd wyse woorde gehad as die dinge nie te veel raak. Maar haar diep geloof in die Here en sy hand in haar lewe was elke dag sigbaar. Elke oomblik wat ek oorweldig gevoel het en opstandig geraak het ek geweet, sodra ek met haar praat, gaan ek beter voel. Dit is asof sy my pleister was. Sy het 'n baie skerp sin vir humor gehad. Die laaste jaar was bitter swaar. En sy het moedig gestry tot die einde. Sy het nooit vir mense gesê hoe rarig seer sy het en hoe rarig sy sukkel.
Die een aand in die hospitaal, toe kyk sy my met daai deurskynende blou oogies van hom. Sy sê vir my, sy is moeg. Dis nou tyd. Die herinneringe wat ek het aan haar is kosbaar. En met God se genade en wete dat mamma langs Jesus is, sal sy altyd in ons harte voortleef. Ek gaan net gou 'n paar bedankings doen. En dan gaan ons net 'n slideshow speel. Dit gaan op die laptop wees ongelukkig. So julle moet mooi kyk. Die wat nie mooi kan sien nie moet naders kyk. Okay. Ek wil eerstens Martins begrafnisdienste vir die hantering van my ma se verrassing en boekies en pragtige blomme en kersse en canvas. Dankie sê ek het vanoggend my ma se assies gekry. Sy kan nou daar langs my pa plekkie inneem. Die personeel en dokters, spesifiek dokter Klopper van die Wilgers Hospitaal, van Hoësorg en ICU wat my ma so mooi behandel het. Ehrenpark aftreeoord vir die bystand met haar gedenkdiens, beskikbaarheidstelling van die kapel, die mensies by Vrouwkeer wat altyd tegemoet gekom het om te help met die suurstof as die krag af is. Julle het vir haar 'n tuiste geskep en haar laat welkom voel. En ek is bitter dankbaar vir eer en elke enetjie van julle wat hier is, wat altyd vriendelik was met haar en altyd haar toegevou met liefde. Tannie Susanne en Frik van Heerden, Martinet, Mia wat gehelp het met die verversings, wat gehelp het om die opmaak van hierdie plekkie so mooi te maak, so vreeslik dankie. Ek waardeer dit uit my hart uit. Reinhard Bodenstein, dankie vir die video wat jy maak, vir my sussie en vir Tannie, almal. Rensie, my beste chomie, wat my bygestaan het. Daar's nie woorde wat kan beskryf hoe ongelooflik dankbaar ek is dat jy in my lewe is. Tannie Irene Vermaak en Tannie Irene de Pre. Dankie dat julle altyd bereid was om my na dokter toe te vat en haar by te